Welkom terug. Nou, dit is so lekker om te kan gesels oor 'n splinter nuwe koerant wat jy in jou hand kan vashou. Die papier wat môre vrygestel is. En vandag is Lucia Poolman by ons. Sy is die nuusredakteur by die papier. Goeiemôre. Goeiemôre. Ek kry nog steeds elke keer hoendervleis wanneer ek hoor dit is tyd. Ons gaan nou op die rak. Môre is ons op die rak. Dis fantasties. Ek dink daar's so baie mense wat opgewonde daaroor is want ek weet, jy weet hulle gesê, jy weet hulle maak papiere toe en koerante toe. Was so baie mense onsself dat hulle het gesê, ja, ons het dit digitaal, maar ons soek iets fisies. En ons gaan nou daaroor gesels, maar ek wil net eers fokus op jou vir 'n oomblik en jou belangstelling en in gedrukte media en die media oor die algeheel. Waar het vir jou begin? Ek het journalistiek geswat. Ja. So dit ek kom nou al 'n lang pad. En by Beeld begin, toevallig, nat agter die ore. Baie draaie geloop oral met verskillende goed, van 'n radio tot bietjie agter die skerms TV werk. Ja. Alles gedoen. Was lank redakteur gewees by TV Plus wat Media 24 ophou druk het. Vryskut potjie gekrap maar daar is niks wat die ink in my are kan vervang nie. Dit is, mens kyk baie keer mis dat daar agter die skerms of agter die drukkery van 'n koerant is daar soveel mense wat betrokke is. Ons as die lesers ervaar daai stuk gedrukte media in ons hand en die tasbaarheid daarvan, maar die mense wat dit aan mekaar moet sit, soos jy nou sê, nadat TV Plus toegemaak is, moes jy noodgedwonge vryskut werk aan die gang, jouself in die gang probeer hou. Daar's soveel joernaliste wat in die laaste 4-5 jaar hulle self aan die lewe moes hou op een of ander manier. Hoe moeilik was dit vir journalistiek in Suid-Afrika oor die algemeen, veral met gedrukte media, joernaliste wat betrokke was by gedrukte media, om net aan die gang te bly? Ek dink dit is nou nog moeilik vir joernaliste om aan die gang te bly. Daar ons sit die pres gehad wat nou onlangs toegemaak het. Daar gaan nou weer, daar is soveel mense by DStv wat geaffekteer word met die skuif en afleggings, met hulle herstrukturering. Dis, as 'n joernalis deesdae, voel dit vir my, jy moet bietjie soos 'n Madonna wees, my tyd se Madonna, wat jouself kan transformeer en kan gaan saam met die stroom en iets van alles moet kan doen tot jy daai spesifieke nis vind waarin jy werklik vir jouself 'n naam kan maak en dis uithou en aanhou en harde klippe kou, maar as jy, hulle sê mos as jy lief is vir wat jy doen, werk jy nie 'n dag nie, maar die realiteit is ook jy moet kos op die tafel sit. Jy kan nie net vir die liefde van die saak iets doen nie. Sou graag wou. Lucia, jy is die nuusredakteur by die papier. Wat behels dit? Wat is jou presiese werk? In een woord kan ek omtrent sê koördinering. Dit is die besluit saam met natuurlik die res van die bestuurspan wat waarin gaan in die koerant, wat se stories ons op gaan fokus, wat se invalshoeke ons gaan gebruik, hoe, wie, wanneer en wat gaan werk, wanneer ons moet stop met iets, wanneer ons iets niets moet probeer. Die kopie kom eers na my toe. Ek kyk vinnig as dit reg is dit nie voordat dit na die res van na die proses toe gaan. En dit is soos 'n, nou vergeet ek die Afrikaanse woord tot my skaamte, 'n bietjie van 'n air traffic controller wat sit en sê, nou kan jy gaan, nou moet jy stop, nou moet jy dit doen, waar is hierdie, is ons betyds, gaan ons daar kom, wat het ons nou nog nodig? So dis interessant en uitdagend en bitter lekker. Waar het die hele proses van die papier begin? Is jy betrokke geraak later toe die bestuurspan aan mekaar gesit is, of het meeste van die bestuurspan oorspronklik by mekaar aangekom en gesê, luister, kom ons doen iets. Is daar buitebeleggers, eienaars, of waar die inspirasie en die momentum vir die papier begin? Novus Media, wat 'n afdeling is van Novus Holdings, wat op die JSE gelys is, het Bernard, ons redakteur Bernard Beekman, genader en gesê, daar is nog 'n gaping, daar is nog beslisse behoefte aan mense wat 'n gedrukte koerant wil lees. Ja. Bernard het begin dink, planne bymekaar begin sit en so geleidelik mense begin nader en einde verlede jaar het ek gedink ons gaan net op 'n gewone vinnige opvang koffieafspraak en toe vertel hy my van hierdie fantastiese geleentheid van ons uitlegkunstenaar en ons inhoudsredakteur
het reeds in Januarie begin, die res van ons span het in Februarie ingeval. Vanmiddag druk ons, môre is ons op die rak. Vanmiddag druk julle die eerste. Ons druk vanmiddag, ons gaan nou die laaste afronding doen, bywerk wat bygewerk moet word, sien dat ons in 'n besige, ontwikkelende nuusweek is. En dan gaan ons rolpers toe. Wat kan mense verwag van die papier? Jy weet, gaan dit so 'n bietjie anders wees as gewone koerante? Hoeveel bladsye? Verstaan, wat kan ons verwag as ons nou môre op die rakke kom en daar is die papier? Ek hoop almal wat dit vashou en sien, dink dit is die mooiste koerant ooit. Dit is regtig en esteties. Is dit baie mooi ontwerp, maar buiten dit is gehalte journalistiek. Daar is stemme wat ons landwyd, omdat ons 'n landwyse publikasie is. En dis landwyse stemme. Ons stemme wat teruggebring is wat bietjie verlore geraak het, nadat gedrukte media gestop is. En daar is regtig iets vir almal. Daar is leefstyl. Ek is 'n ma, ek het 2 klein kinders. Ek stel belang, ek is in daai fase van my lewe. Ons het jong mense wat hulle eie energie inbring. Ons is regtig 'n diverse groep wat hierdie produk aan mekaar sit en 'n gedigtespan. Ja. Moet ek self sê. So daar's iets van alles. Ek kan so 'n klein lokkertjie gee dat ons 'n rubriek het selfs deur Simon Rademan in ons eerste uitgawe, etiket. So daar is 'n baie verskeidenheid wat ek glo in almal en alle generasies se smaak sal val. Met 'n skes, met interessante invalshoeke. Ek weet byvoorbeeld in ons kykers nou vir Jana Marx ken wat by ons grantbesprekings doen. Sy is die politieke redakteur ook van die papier, so sy is baie opgewonde. Ek het die geleentheid gehad 'n bietjie met haar gepraat. Sy het gesê sy kan nie wag nie, so lekker nuwe uitdaging. So jy praat van, jy weet, 'n klomp mense en gesoute joernaliste wat deel is van hierdie papier, wat dit soveel trefkrag ook gee as ons dit nou môre op die rakke sien. Waar gaan jy sê landwyd? Is dit letterlik landwyd of is dit in sekere provinsies, sekere streke? Waar gaan mense die papier kan kry? Dit is landwyd. Enige plek waar jy tradisioneel beeld of rapport kon koop, behoort dit beskikbaar te wees. En dan is dit ook natuurlik as 'n e-koerant beskikbaar op ons webtuiste. Dit is merkwaardig om te dink. Dit is so 'n enorme stelsel, die verspreidingskanale, die drukkers. Dit is so 'n enorme stelsel wat weer van vooraf aan die gang kom, wil 'n mens amper sê, nê? Iets wat mense gedink het op sy geskuif is en dit is regtig merkwaardig om te dink landwyd in alle winkels waar daar koerante was 'n jaar of 3 gelede, gaan daar nou weer koerante wees. Ons is bevoordeel dat dit, omdat ons nou deel is van Novus, hulle het inderdaad die verspreidingskanaal, het hulle verlede jaar of 'n ruk terug het hulle dit oorgekoop. So ons het gelukkig reeds daai infrastruktuur van verspreiding. Hulle het Rooi Rose, verskillende ander publikasies wat hulle versprei, wat dit natuurlik maklik maak vir ons om in daai stroom in te klim met die verspreiding. Lucia, hoe belangrik in 'n tyd soos vandag waar ons baie keer ons nuus op sosiale media kry. Ek sê ons, baie mense hulle nuus op sosiale media kry en dan glo hulle sommer net die stories soos wat dit op Facebook staan. Hoe belangrik is goeie onafhanklike joernaliste en nuus in vandag se tyd om veral in 'n demokrasie? Dit is kardinaal. Met ons wat regtig alle feite nagaan en seker maak dat ons die waarheid vertel. Daar's soveel mense wat nie weet wat om te glo nie, wat nie weet wat om te lees, waarheen om te gaan nie, wat net terugval op brokkies, jonger mense wat Dylan Page kyk en Cool Story Brew en so nuus kry, nie dat daar iets fout is met hulle nie. Maar dis al wat hulle het opskrifte, maar hulle het nie konteks nie. En ons hoop om by te dra tot daardie diskurs, tot daardie konteks en om net weer bietjie mense verantwoordbaar te hou, ingelig te hou en hulle ook te vermaak.
So, dis goed. Lucia, baie dankie vir jou tyd. Sterkte met jou dag voor die papier môre vrygestel word en die hele span agter die papier. Ek dink daar is baie Suid-Afrikaners wat so opgewonde is oor hierdie geleentheid en die feit dat ons môre na die rakke toe kan gaan en die papier kan gaan koop en kan gaan kyk wat daar is. So baie dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie. Dis dan Lucia Poolman, sy is die nuusredakteur van die papier wat môre op jou rakke gaan wees.